Hallo almal, kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat ons so kan voortgaan om hierdie boodskappe op te neem. Ja, ek mis my rooi kat, my pink flamink, wat my nie nou kan help nie, want sy is in Windhoek by die oudste en die kleinkinders. Maar is wonderlik, dankie vir wat sy ook daar beteken en hulle saam wees. En ek wil bid, Here, dat alles nou goed sal afloop met hierdie opname. Ag Here, maar die belangrikste, dat alles goed sal afloop, dat ons u woord sal hoor en gehoorsaam sal wees. U woord sal gaan uitlewe. Dankie Here vir elkeen wat inluister. Amen. As ek vir jou die woord respek gee, dit is 'n woord wat baie in die Bybel voorkom, om respek vir God te hê. Eerbied, dis eintlik die woord. Eerbied vir God. Eerbied vir God. En dan gaan dit nie net daaroor dat dit teenoor God is nie, maar teenoor mekaar. Eerbied vir mekaar, respek vir mekaar. Ek wil 'n paar verse lees. Spreuke 13:14. Spreuke 13 vers 13. Wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, dit is sy wette, sy 10 gebooie, die opdragte wat hy gee, dit wat hy van my en jou wil hê elke dag. Miskien het die Here vir jou persoonlike woord gegee. Ja, hy doen dit deur sy Heilige Gees. Hy praat met jou, maar jy luister nie, jy doen nie wat hy vra nie. Jy pas dit nie toe in jou lewe nie. Wie dan nou hom of haar nie aan die woorde van die Here steur nie, sal die gevolge dra. Daar sal negatiewe gevolge wees. Jy sal byvoorbeeld nie weet wat om te doen nie die raad van God kan volg nie, die verhouding sal miskien skade ly. Die belangrikste is die verhouding met God. Die verhouding met God sal skade ly. Dink maar aan in 'n huis met ouers en kinders, wanneer kinders ongehoorsaam is. Dink aan skoolsituasie, hoeveel skole, hoeveel onderwysers wat sê, daar is baie keer nie dissipline nie, daar is nie gehoorsaamheid nie. Daar is nie gehoorsaamheid aan die reëls nie. En dan is daar negatiewe gevolge, né? Wie eerbied, daar is die woord, wie eerbied het vir sy God se gebooie, 10 gebooie, gaan lees dit weer, Eksodus 20, maar dan die gebod wat Jesus gegee, die gebooie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, al jou kragte, met jou gedagtes, wat jy voel, hoe jy reageer, jou houding, moreel, eties, om sonde te vermy, om jammer te sê oor sonde, dis alles gebooie van die Here, en jou naaste soos jouself, sorg, omgee, vergifnis, liefde, teenoor ander mense, maar ook teenoor jouself versorg, jou liggaam, jou siel, jou gees, ons is tempel van die Heilige Gees, het ons eerbied vir die Here, oor hoe ons onsself, ons geestelike lewe, dit wat ons gedagtes voed, dit wat ons kyk, dit wat ons inneem, eerbied ook vir onsself, sal die goeie vrugte pluk. Daar sal goeie gevolge wees. En dan Spreuke 14 vers 2, wie opreg lewe, nie vals nie,
nie skynheilig nie, om te weet wie jy is, en nie 'n valse beeld voor te hou nie, om mense nie te mislei nie, om opreg teenoor mense te wees. Gaan soek 'n bietjie die woord opreg op. Ons het nie nou tyd om dit ten volle te ontleed nie. Dien die Here. Wie opreg lewe, dien die Here. Woord en daad, nie? Wie krompaaie loop. In jou persoonlike lewe, in jou huwelikslewe, verhoudingslewe, in die besigheidswêreld, in die skool, universiteit, as student, in die regering, krompaaie, skewe paaie, nie die reguit pad van God nie. Het nie eerbied vir die Here nie. Jy sien, eerbied vir die Here gaan dan ook baie duidelik oor gehoorsaamheid. Dit is nie net 'n soort van 'n vroom houding. In die verlede het baie mense gedink, ek het so groot geword, dat dit gaan oor so baie dinge soos die uiterlike of wat ook al, en om eerbied vir die Here te hê oor wat in 'n kerk gebeur, wat gesing word, maar as daar 'n dubbele lewe is, nee, ek glo, maar ek leef dit nie uit nie, dan het ek nie eerbied vir God nie. Ek wil 'n paar voorbeelde noem rondom eerbied. Ons lê baie keer 'n eensydige klem en dan die eerste een is rondom die uiterlike. Ag, ek het al baie hieroor gepreek en gepraat en nou ja, meer as 30 jaar gelede toe ek in Klipkerk Bloemfontein Noord gekom het, daar die eerste kerkraadsvergaderinge, klere drag, swart en wit en toga. Ag, ek wil nie herhalend wees daaroor nie, maar ja. hoe ons mishandel is deur 'n klomp mense oor klere, die uiterlike. En nou nog in die kerk, klere, ag selfs hier in Heidelberg, ek wil nou maar reguit sê, hoe ek in Dina aangestaar is, ek met die ponytail, wat ek gegroei het vir kanker, maar niemand sal kom vra nie, hulle sal skeef na jou kyk. Wel, ek dink die meerderheid wat in die kerk was, het gedink, aha, hier is daarom ietsie nuut. En baie mense het vir ons gesê, hier's 'n vars briesie, veral toe ek die eerste keer hier gepreek het. Genoeg oor myself, jy sien, nou raak ek weer self, trap ek in die gat om na die uiterlike te neig. Dra wat jy wil, man, en daar's mense wat arm is, en ons mag nie op hulle neerkyk nie. Jakobus 2, as daar nou iemand inkom in die gemeente, en die persoon is maar arm aangetrek, en die persoon gaan sit daar so, en dan is daar kritiek, nee, kom ons kyk 'n bietjie daarna, na Jakobus. Dit was daai tyd al 'n probleem. Jy kan verstaan met die agtergrond van die Fariseërs en die Joodse godsdienst van die tyd wat soveel klem gelê het op die wettisisme, die uiterlike reëls. Sien nou daar kom in julle samekoms 'n man of 'n vrou met goue ringe aan die vingers en met deftige klere. Daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere. Sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere. Julle sê vir hom, kom sit jy hier gemaklik, maar vir die arme man sê julle, kom staan jy daar aan die ander kant, kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? In Samuel, die koning word aangewys, Israel se eerste koning, 1 Konings 9, en dan word daar klem gelê, ja, daar word sterk klem gelê op Saul, die eerste koning, en dit word duidelik genoem,
En dit het 'n rol gespeel in die profeet Samuel se lewe, hoor, dat Saul was sterk en mooi. Onder die Israeliete was daar niemand mooier as hy nie. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Maar laat 'n dominee nou net oorgewig wees met 'n boepensie en dan so maklik verwerp ons, of nie die looks nie. Ons hoor dit maar in die samelewing oor en oor en oor. Maar toe kom Samuel nou moet hy koning aanwys, dan kom hy nou daar aan in Samuel 16, lees ons dit. Hy sê, ek het gekom om vir die Here offer te bring, né? Reinig julle, kom saam met my na die offer toe. En toe kom al daai kinders nou van Isai, en toe hulle inkom het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar God sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Ek sê nie, trek nou maar net so aan soos jy wil en wees nou moet willig nie. Nee? Ek meen, ons sal ons beste aantrek wanneer ons na een of ander opera of opvoering gaan. Partykeer lyk ons beter by parties as wat ons in die kerk lyk. Maar weer eens dan die hele ding van nie die uiterlike nie. En nie hoe mense nou maar praat en hulle manier nie. Ons verskil van mekaar, maar wat gaan binne aan? Ons moet maar meermale vir mense vra, hoorie, vertel my bietjie van jou innerlike. Wat is jou verhouding met Jesus? Selfs vir die ou bedelaar daar op straat. Kom ons praat oor jou innerlike, my broer, my suster bedelaar. Nou, natuurlik het Jesus die fariseërs in gedagte, en dan gaan dit nou daaroor, en ek het nou die dag daaroor gepreek, op die WhatsApp groepe gestuur en YouTube, Matteus 23, hulle die wet van Moses vertolk, maar hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle wil eerbied hê van die mense, respek. Hulle maak op aanspraak dat hulle God eerbiedig, maar hulle het eintlik nie eerbied vir die Here God nie. Belangrikste, hulle het nie eerbied vir Jesus Christus nie. Hulle kan nie in Jesus die ware God erken nie. Nou in 'n paar dae is dit Paasfees, en dit gaan by die Fariseërs, en by hoeveel verby, en ook vandag sal dit by hoeveel in vandag se tyd verbygaan. Moontlik gaan mense kerk toe, Paasfees vier. Dink maar aan Kersfees. Die Kersfees is die dienste stampvol, dit loop oor. Maar wat dan van die res van die jaar op 'n Sondag om eerbied te hê vir God en te sê, maar kom ons probeer maar so nou en dan na die woord van die Here luister. En Jesus noem hulle die blindes. Hulle probeer mense lei. Hulle het hierdie gebedsband met die tossels aan die klere, gebedsband op die voorkop, maar om mekaar te dien, so word God eerbiedig, né? Ellende wag vir julle skrifgeleerdes, fariseërs, huigelaars. Dan praat hy van die beker wat aan die binnekant skoon gemaak moet word. Jy maak die beker net buitekant skoon nie, maar binne is die beker vuil. Wit gepleisterde grafstene, buitekant mooi, maar binnekant vol doods, beendere. En wat spel dit? Geen eerbied vir God nie. 'n skynheilige lewe. Kom ons ondersoek maar net weer die skynheiligheid in ons lewe.
Jesaja 1, Jesaja 29 praat ook dan van offers wat gebring word. Ag, julle kan self dit gaan soek, gaan kyk. Jesaja 1 vers 13, hy praat van nuttelose offers. Wat se offers ook al geldelik, wat ook al, maar hy sê, dis nie eerbied nie, want daar's onreg saam met dit. So vra vir jouself, ek gee my offers, ek gee geld vir die kerk of vir die saak van die Here, maar daar's onreg, daar is diskriminasie, ons behandel mekaar uiters sleg baie keer. Nou wat help die offer dan nie? Dan word God nie eerbiedig nie. Dan het ons nie eens eerbied en respek vir onsself nie, en ook nie vir ander nie. Jesaja 29 vers 13, julle is naby my met die mond, nie? Dit wat julle sê, maar jou hart is ver van my. Geen eerbied nie. Geen eerbied nie. Woorde wat by my opkom dan is om nederig te wees soos Jesus. Om nie pretensie te hê nie, om nie te maak, voor te hou wie jy nie is nie. Ek hou maar van die uitdrukking, is vir my die grootste kompliment in my lewe as mense sê, yes, ou Wollie, jy is, what you see is what you get. Nou ja, mense moet maar versigtig wees, want baie keer is daar maar 'n slegte iets hier binne en dan get jy dit ook, dan kry jy dit ook maar. Sorry daarvoor. Nog 'n voorbeeld is bedieningsstyl, aanbiddingstyl in gemeentes, in kerke. Dis 'n fyn balans, nê? Maar baie mense, veral in die gereformeerde tradisie en gekerk, veral het nog hierdie hele ding van dis bepaalde liedere wat gesing word. Ek wil net sê, hier in Heidelberg, wow, ek mis nog gesange en psalms. Daar's pragtige psalms en gesange, en soms is die liedere maar 'n bietjie te lig, maar die mense sing lekker, dit is fantasties. Maar jy hoef nie net gesange en psalms te sing of swaar klassieke werke dat dit eerbied vir God is nie. Ons moet ook maar aanpas by die styl van die tyd, mense se behoeftes, so het ons ook eerbied teenoor mense, respek teenoor mense. Nou, Jesaja 20 word nou 'n styl genoem wat skokkend was van die profete, as jy nou daarna kyk, nê? Dat Jesaja moes sy klere uittrek. Natuurlik het hy nou nie kaal geloop nie, maar hy het net so lendene dingetjie kleed om hom gehad, en in sy skoene, om vir 3 jaar te demonstreer, so kaal gaan Israel uitstap, wanneer die Assiriërs toeslaan. God se styl, ek het 'n bietjie gaan neerskryf, ek het weer gaan soek, ek het lang terug in die Klipkerk, het ek so vir 'n klomp jare na mekaar, met die kategete, die sonnaskoolmense, het ek dit gedoen, dat God wat aansluit by jou alledaagse lewe, soms sit dit toespraak, dan is dit stories, vraag en antwoord, groepe, dramaties, daar's niks meer verkeerd nie, humor, stilte soms, kreatief, skokkend, verrassend, alle sintuie word betrek, dramaties soos ek gesê het, dis nie verkeerd nie, en dan ook iemand wat rustig is, om daardie styl te aanvaar, respek vir mekaar, en om deur 'n persoonlikheid te kyk, dwarsdeur en verby dit te kyk, en die woord van die Here raak te luister, raak te hoor, né? Okay. Ook hoe daar nog 'n voorbeeld is dan hoe daar met God gepraat word. Praat met die Here soos jy is. Moenie pretend. Wat sê hy lied van ou Freddie Mercury? I am the great pretender. Nee, moenie met hoogdrawende woorde kom wie jy nie is nie.
Soveel jong mense, soveel mense wil nie hardop bid nie, want ons dominees het net te hoogdrawend miskien gebid, en nie soos ons maar praat op straat, dood eenvoudig praat nie. En sê vir God hoe jy voel. Job het vir God gesê, jy het vir my 'n teestander geword, en die Arameese woord daar is 'n Satan. Hy sê dit in God se gesig. En as jy vir God kwaad is, sê dit, jy mag dit doen. Jesus het gesê, waarom het u my verlaat? Dis 'n verwyt tipe ding. Dis 'n wanhoop uitroep. Hy het God bevraagteken in Getsemane, laat u beker verbygaan as dit u wil is. Wow. Jy mag met God stry, worstel. 'n Geveg met God hê, soos ou Baas Kruse oor Job geskryf het baie lank terug. Geveg met God, die naam van sy boekie. Moses wat vir die Here sê in Numeri 11, ek kan nie meer met hierdie volk nie. Here God, waarom doen u dit met my? Maak my nou maar dood. Hoe kan u dit aan my doen? 'n Verwyt, sarkasme, en God vat dit. Ons het te veel in die lewe dat ons vir mense sê, jy mag nie so praat nie. Jy mag nie so praat nie, met God nie. Ek sê nie, jy moet nou gaan laster en so of wat nie. Maar as jy met God praat, soos jy praat, dan is dit respek. Dan is dit jy wat so praat. Wie nie met God praat nie, wie nie bid nie, het nie respek vir God nie. Het jy dit? Wie nie met God praat nie, wie nie bid nie, het ook nie respek vir God nie. Wat is ware eerbied? Ek wil dit so saamvat, die Hebreëse woord kabot, om swaar te weeg, om gewigtig te wees. God is die nommer 1. Hy weeg die swaarste. Hy is die belangrikste in jou lewe. Dit is die eerbied. Dit is die eerbied. Die ou vertaling, die ou Hebreëus het die woord gebruik, vrees vir die Here. Is nie om vir God bang te wees nie. Dis 'n intieme verhouding en om God te dien, maar 'n intieme verhouding met God en Jesus. Respek. Maar 'n oop verhouding. Om alles met die Here God te deel. Dan het jy eerbied. Dan het jy eerbied vir God. Mense wat openhartig teenoor mekaar is, mekaar nie belieg nie, nie wegsteek nie, maar oop praat. Dis respek. Nie 'n dubbelslagtige lewe nie, soos ons gesê het. Spreuke 14 vers 2, soos ek gesê het, opreg. Wie krom paaie loop het nie eerbied vir die Here nie. Erkenning vir God. Eer aan God gee, dis eerbied. Erken wat hy doen, die waardering, die dankbaarheid, die bewondering. Hebreërs 12 vers 28, wees dankbaar, dien God met dankbaarheid. Dis eerbied, respek vir die Here. Dankbaarheid, waardering teenoor mekaar, dis eerbied vir mekaar. Aanvaar die woord van God se gesag. Eerbied vir sy gebooie. Ek wil vra, as jy nou 'n breër prentjie het, na hierdie preek, hierdie boodskap oor wat is eerbied vir God. Ek hoop jy het nou 'n breër prentjie en 'n beter prentjie. Dan wil ek vra, maak weer 'n prentjie in jou kop. Is jy in daardie prentjie? Eerbied, respek vir God en vir mekaar. Wat is die prentjie van eerbied nou in jou kop? Is jy deel daarvan? Amen.